Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. In Jeremia hoofstuk 4, daardie kort, kan ek nou maar sê, eintlik die afsluiting van hoofstuk 3. Maar daardie gedagte, hy begin daar, hy sê, as jy jou bekeer Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. En as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. Dan sal jy sweer, so waar as die Here leef, in waarheid, in reg en in geregtigheid. En die nasie sal hulself in hom seën en hulle in hom roem. Want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem, braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en 'n brand, sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handeling. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan en dan verenig ons in gebed. Hemelse Vader, o Here, ons loof en ons prys u naam in hierdie dag. Terwyl ons in verootmoediging tot u troon nader, so saam as gemeente, Here, terwyl ons hoop, ons vertroue, ons geloof alleen op u gefestig is, in hierdie oomblikke, o Here, vir verlossing, vir bevryding, o Here, en dat ons weet dat u ook elkeen van ons wil en kan aanraak, o Here. Dankie dat ons die voorreg het om u te verheerlik, u naam groot te maak, o Here, om u te loof en te prys. Dankie, o Here, dat ons in hierdie oomblikke as gemeente so kan saam bid. O Here, ons lewe in verskriklike omstandighede. Ons lewe in 'n tyd waar die duiwel ons so dikwels aanval, waar die sielevyand besig is om twyfel in ons harte te saai, waar die sielevyand besig is om in ons huwelike in te meng, waar die sielevyand besig is om 'n wig in te dryf tussen ouers en kinders. O Here, besef ons al meer en meer dat ons in 'n geestelike stryd gewikkel is met 'n vyand wat nie sal skroom om te moor en te roof en leuns te vertel nie. O Here, roep ons uit en roep ons u aan ook vandag, dat ons sal saam bid en saam sal kom in een drag, Here, en in mag, in u krag, o Here, om die magte van die bose te oorwin. Ja, Here, dat hierdie gemeente sal wees soos u koninkryk, dat die magte van die bose dit nie sal oorweldig nie, o Here, want ons is u koningskinders. Dankie, o Here, dat ons kan bid vir ons gemeente, vir elke persoon, Here, daar waar daar stryd en lyding en siekte is, swaar kry. Here, ons weet baie keer nie eers van mense wat swaar kry, wat nie kos het nie, wat nie klere het nie. Maar o Here, u weet, en veral hier in ons gemeente, ja, ons weet, ons moet die hele gemeenskap bedien.
Maar ons begin eers hier by ons gemeente, o Here, dat U ons sal bewus maak, o Here, en dat ons sal voorsien in elke behoefte. Dankie, ons kan bid vir elke kranke, en weet, o Here, dat U sal aanraak, en U sal genees. Ons wil vra dat U ook vandag, in hierdie oomblikke, terwyl ons in hierdie onseker Suid-Afrika bly, wat te midde van 'n onsekere wêreld, politiek en magstryd en al hierdie dinge gewikkel is, Here, en ons land het sy eie probleme. Ons land het 'n regering wat dit lyk asof hulle U nie wil dien en eer nie, o Here. En ons voel dikwels so dat, hoekom is ons hier en hoekom kan ons die vryheid van dit kry nie, o Here? Want ons weet dat U woord vir ons sê dat die vurige gebed van U kinders groot krag het, o Here, en dat ons nie sal ophou bid. Nie sal ophou bid, al vat dit ook 100 jaar, o Here, dat ons nie sal ophou bid, voor daar nie herlewing plaasgevind het nie, maar Here, laat daai herlewing by ons begin, in ons harte, in ons lewe. Here, wy ons aan U. Ons vra dat U ook nou deur die woord met elkeen van ons sal praat. Elkeen van ons sal lei en U verheerlik sal word. Amen. Teks vir oordenking vind ons daar in vers 1, waar ons lees, as jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my, en as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. En ons tema vanoggend is om oor te begin met God. Julle gaan my verskoon as ek my nou weer onderbreek myself, maar as ek dit nie nou doen nie, gaan ek heeltemal vergeet. Ek het van broer Lennard verneem, as ek nou reg is, sy jongste dogter het aan die SA hoogspring kampioenskappe deelgeneem en sy het 11de gekom in die hele land. Sy is onder 15 en sy het in die onder 16 kategorie deelgeneem. So ek dink dit is 'n groot prestasie, en dan ook natuurlik vir Bok, wat eerste span gekry daar by die hoërskool, so nog net sê, baie geluk. En ek wil hê, vriende, as voor ek verder gaan, as daar iemand is wat so 'n prestasie met ons wil deel, asseblief doen dit. Ons kinders verdien dit. Hulle werk hard vir dit. So deel dit gerus met ons. Tema vanoggend om oor te begin met God. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte kyk en na die konteks, dan sien ons van Jeremia 1 af is die Here besig om met sy volk te praat. Want dan nou in hierdie tyd was daar nou 2 state gewees, 2 ryke, 'n noordelike en 'n suidelike ryk. En die Here is hier besig om vir sy volk te sê dat hy nog nie klaar is met hulle nie. Dat hy nog nie opgegee het oor hulle nie, ten spyte van hulle sonde, ten spyte van die oordeel wat die Here self oor hulle uitgespreek het, is die Here nog nie klaar met hulle nie. Hy is bereid om hulle terug te neem, want dit is sy verbondsvolk. En hy stel 1 voorwaarde. En dit het ons daar in vers 1 gelees, hy is nog steeds staan op die bord. As jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. Dit is die voorwaarde wat die Here vir sy volk gee, sodat hy hulle kan terugneem.
sodat hulle weer sy bruid kan wees, sodat hulle weer sy geliefde kon wees, dat daar bekering moes plaasvind. In Jeremia 3 lees ons van hierdie voorbeeld, van die geskiedenis van Israel, nee? Daar, omdat die ryk het ons in 2 geskeur, Israel, die 10 stamme, en dan Juda, die 2 stamme. En Israels geskiedenis word voorgehou. As 'n mens dink aan daai hele gedeelte, hoofstuk 3 vers 6 tot 18, is dit nou Israel en Juda, en dit is so half of hulle 2 susters is, wat met mekaar, of wat van vertel word, wat met God getroud is. So mens dink daaraan dat die hoofstad van Israel, Samaria, alreeds 'n eeu tevore heeltemal platgevee en verpletter is, en die Israeliete daar, die 10 stamme, reeds in ballingskap deur die Assiriërs geneem was. God praat. Hy profeteer deur Hosea, Amos, Micha, teen die sonde van die volk, teen die afgoderry. Maar Israel wou nie luister nie. Israel het hulle doof gehou vir die stem van die Here, terwyl sy profete geroep het. En dis nou wat die Here hier in Jeremia vir Juda sê. Hy sê vir sy volk Juda, hy sê, julle het gesien wat met Israel gebeur het. Selfs toe God aan Israel die skeybrief gegee het, met ander woorde, toe die volk in ballingskap gegaan het, toe hulle weggevoer is, het Juda aangegaan met haar omtug, met die afgodediens, met die hoerery, waarmee hulle besig was. Juda het wel teruggekom, maar nie met 'n volle oorgawe nie, nie met 'n hele hart nie. Nou, waarna verwys dit? Sal onthou, daar was 'n koning in hierdie tyd gewees in Juda, en sy naam was Josia. En Josia het geestelike hervorming in plek gestel in Juda, juist sodat die volk kon terugkeer na die Here toe. Maar terwyl Josia baie ywerig was om hierdie volk voor die Here te herstel, was die mense van Juda nie so ywerig nie. Hulle was nie bang om aan te gaan met die afgodediens nie. En nou nooi die Here sy volk om terug te keer, om terug te draai na hom toe. Hy is bereid om haar terug te neem, hy is bereid om haar afdwalinge te vergewe as sy maar net sou erken dat sy verkeerd was. Hierdie Baal-aanbidding waarmee die volk besig was vir hulle geen wins gewees nie. Dit was net verlies gewees. Hulle het geen voordeel daaruit ontvang nie, en nou kom hulle by 'n plek waar hulle skaam is voor die Here. Skaam is om te erken, Here, ons is besig met sonde. Ons is besig met afvalligheid. En toe kom dit. Toe kom daar die belydenis. Toe kom daar die herkentenis van sonde, en hulle weet dat hulle voor God sou staan en dat hulle redding net van hom sou kom. Jy weet, baie keer in die tyd waarin ons leef, het mense daai gedagte van, ek het die Here gedien een keer in my lewe, en ek het voorgestaan in die kerk, en ek het alles gedoen wat ek moes gedoen het, en alles was mooi, en toe het ek gegly, en ek het geval, soos Dawid ook skryf,
Op gladde plekke sal ek hulle voete stel. En dan dink hulle, daar is nie herstel daarvan nie. Maar ons moet een ding weet, dat die Here Jesus Christus nie sy kinders prysgee nie. Die Here wil sy kinders terug hê, maar die enigste voorwaarde tot aanneming as kinders van die Here is ware bekering. Nou wat is ware bekering? Ek gaan nie in die preek daaroor praat nie. Of miskien gaan ek. Ja. Gaan nou sien wat ware bekering is. Ware bekering. Maak nie saak wat gebeur het nie, maak nie saak hoe ver ek geval het nie. Die Here wil sy kinders terug hê. Maak nie saak hoeveel waarskuwings hulle verontagsaam het nie. Jy weet, al gebeur baie keer in kerke vandag, en al die kerke, nie net die EG Kerk nie, ook die EG Kerk, maar in al die kerke waar mense vir jare en jare die Here dien, en ewe skielik raak hulle die pad byster. Ewe skielik sien jy hulle nie meer in die kerk nie, ewe skielik is hulle nie meer betrokke nie, en dan wonder jy, wat het gebeur? 2 Petrus 2 vers 20, waarsku Petrus, hy sê, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Hoor, liewe broer en suster, die laaste het erger geword as die eerste. Die toestand van verlorenheid het erger geword as die vorige toestand. Die nood is groter. Daarom nooi God tot vandag toe telkens sy bruid om na hom terug te keer. In Openbaring 3:19, want almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Wees ywerig en bekeer jou om skuld te bely. Want God is magtig om afdwaling te vergewe. Ekskuus tog. Ons lees daar in Romeine 6:23, baie bekende teksvers, want die loon van die sonde is die dood, en dan kom die maar. Dit wat God doen. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Maar ten spyte van die loon van die sonde wat die dood is die ewige lewe, die genadegawe in die Here Jesus Christus. Want vriende, sonde, en dit sê daardie teksvers vir ons baie duidelik, sonde kan geen voordeel bring nie. Sonde bring dood. Maar God se genadegawe is die ewige lewe in Jesus Christus. Hoor nou, wat is bekering? Bekering is nie iets wat ek kan doen nie. Nie uit my eie uit, in elk geval. 'n verlore sondaar kan nie een oggend opstaan en sê, vandag is ek 'n Christen, of van vandag af is ek 'n Christen nie. Dit gebeur nie. Dis onmoontlik. Dus ek wil amper dit vergelyk met hierdie tendens vandag, wat die jong mense seker 'n bietjie meer van bewus is as die ouer mense, waar mense hulle identifiseer as goed wat hulle nie is nie. So, ons lewe in daai wêreld. Ek
dis letterlik so dat as ons dit nou trek na hoe ons vandag lewe, dan kan ek net wel sê ek identifiseer as 'n Christen. Dis nie ware bekering nie. Dis soos 'n man wat sê hy identifiseer as 'n vrou. Biologies is hy nog steeds 'n man. Daai kan nie verander nie. Hy lieg vir homself natuurlik. Dalk weet 'n paar skroewe los ergens. Maar die realiteit is, dis nie ware bekering nie. Ware bekering behels dit dat God dit vir die mens moontlik maak om terug te draai. Om te draai. Jy kan jouself nie omdraai nie. Die Heilige Gees stel jou in staat om te draai. En dan vir die wat afgedwaal het nadat hulle tot bekering gekom het, is dit ook die werk van die Heilige Gees om die mens, die kind van God, om te draai uit daardie spoor van afdwaling. Daarom sal ons vandag aan die hand van die skrif met ons tema om oor te begin met God in 4 gedagtes sien wat ware bekering regtig is en wat dit doen. Ons gaan sien dat dit lei tot 'n geestelike tuiskoms. Ons gaan sien dat dit lei tot opregte, hoor die woorde, opregte geestelike. Dit lei tot 'n nuwe lewe en dit lei tot 'n nuwe hart. Sodat die kinders van God, jy wat sê, ek is 'n kind van die Here, jy wat op daai vormpie die Christen kruisie trek, dat ons na binne sal kyk en ons lewe sal beoordeel. Dat daar die halstarrige sonde wat ek vasklou en wat ek koester, dat ek dit sal bely, dat ek ware heiligmaking sal smaak as kind van God, sodat die kinders van die Here waarlik nuwe skepsels sal wees. Waarlik, hoor, nuwe skepsels, sodat hulle die volheid van God se genade kan smaak. Ons sien dan in die eerste plek, om oor te begin met God beteken 'n geestelike tuiskoms. In vers 1 het ons gelees, en as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. Verfoeisels was die afgode waarmee die volk besig was. Dit is die taal wat gebruik is. 'n verfoeisel is iets wat vir die Here God 'n gruwel was. Gruwelik. En as gevolg van hierdie afgodery waarin die volk hulle self bevind het, en waarmee hulle besig was, het hulle so rondgeval tussen Baal en Astarte en al die ander afgode wat die nasies rondom vir hulle gesê het, wil jy aanbid hierdie ou, vat hierdie beeltjie, vat daardie stukkie klei, vat daardie veer en daardie boom en aanbid dit, en hulle het so rondgeval van een afgod na die ander en kon nie 'n tuiste vind vir hulle siele nie. En die Here sê, verwyder hierdie afskuwelike verfoeilikheid. Verwyder dit wat skeiding bring tussen sy volk en die Here, en dan sal die volk kon terugkeer. Dan sou hulle deur daardie geestelike tuiste kon vind vrede by die Here. Jy weet baie keer wanneer mense kwaad word vir die kerk waarin hulle is, of vir die dominee, of vir wat dit ook al mag wees, dan gaan hulle op so swerftog na al die kerke toe rondom hulle.
En baie keer is dit seker maar die dominee se skuld of die kerkraad se skuld of wat dit ook al mag wees. En dit is 'n preek vir 'n ander dag hoe mense dit hanteer. Maar ons sien dit in die dag en tyd waarin ons leef. Maar hoor wat sê die Here in Jesaja 59 vers 2. Hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Sien, sonde veroorsaak dat daar 'n afskeiding is tussen God en die mens. Sonde veroorsaak dat daar 'n afskeiding is. Nie mense nie, nie 'n kerk nie, nie 'n dominee nie, nie skynheilige mense in die kerk nie. Nee, sonde veroorsaak dat daar 'n afskeiding is. Sonde dryf die kinders van die Here weg van die Here af. Hoor wat hierdie dominee vandag vir julle sê. Daar is net een ding wat 'n kind van God weg van God af kan vat. En dis as die kind van God hom besig hou met sonde. Naderhand voel mense soos verlore en verdwaalde skapies. Weet nie waarheen om te gaan nie, ons weet nie waar. 1 Petrus 2 vers 1 skryf Petrus, hy sê, lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery af. Kind van God, stop met hierdie dinge. Lê dit af. As jy dit afgelê het, dan sal jy vrede vind. Dan sal jy weer 'n geestelike tuiste vind. Lê dit af, liewe broer en suster. Om oor te begin met God in die tweede plek beteken opregte geestelikheid. Vers 2 het ons gelees, dan sal jy sweer so waar as die Here leef in waarheid, in reg en in geregtigheid. Want die volk het hierdie, dit was 'n gesegde onder die volk, so waar as die Here leef, en ek seker van die ouer garde sal dit onthou, ek weet nie of dit nou meer so algemene sêding vandag is nie, maar die ouer garde sal onthou, dit was 'n redelike algemene sêding gewees waar die mense so waar as die Here leef. En hierdie volk het dit gedoen, maar uiteindelik het hulle in onreg gespreek. Want hulle het nie God aanbid nie. Hulle het afgode aanbid. Eindelik het hulle gesê, wanneer hulle sê so waar as die Here leef, het hulle van 'n dooie afgod gepraat. Daarom moes daar bekering wees. Daarom moes hulle terugkeer na die Here sodat hulle opreg kon wees, sodat hulle opreg kon spreek. Sodat daardie gesegde die waarheid sou wees wanneer hulle dit gebruik het. En ons sien dit, liewe vriende, ons sien dit in die dag en tyd waarin ons leef, dikwels mense in die kerk wat die mooiste woorde, die mooiste geestelike en godsdienstige woorde sê, die regte dinge sê, maar eintlik is hulle woorde leeg. Daar's geen geloof, daar's geen vertroue nie. In Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lynende simbaal geword. Liewe vriende, woorde sonder betekenis, woorde sonder krag. Wanneer ek sê ek sal vir jou bid, en ons bid nie. Net sodat die persoon daarom net so 'n bietjie beter voel. Ek bid vir jou, maar ek bid nie.
kragtelose woord. Redelike lang stukkie hier uit 1 Tessalonisense 5 en ek wou nie die hele gedeelte met julle deel nie, want dit is te lang. Maar ek het gevoel, ons is besig met die woord van God. Kom ons doen dit. 1 Tessalonisense 5 van vers 15 af. Dis die opdragte vir die kinders van die Here. Dis geestelikheid, liewe broer en suster. As jy wil weet wat ware geestelikheid is, merk dit in jou Bybel. Trek ons, julle mag maar in julle Bybel skryf, hoor. Net nie goed doodkrap nie. Julle mag maar merke maak. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Gemeente. Dis Paulus wat met die gemeente praat, nee? Sorg dat niemand ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus voor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profesie nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad. Weerhou jouself daarvan, liewe broer en suster. Elke vorm van kwaad, en dan hoor nou, ware geestelikheid. Ware geestelikheid. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dis ware geestelikheid. Jy wil weet, sê ooit wonder, wat dit werklik beteken om 'n kind van God te wees. Skryf net so langs as stukkie wat jy nou gehighlight het. Skryf net so langs aan daar. Ware geestelikheid. Jy sien, met ware bekering en opregte berou sal die Here sy kinders volkome heilig maak. Bewaar, geregverdig in sy oë. Dan sien ons aan die derde plek, om oor te begin met God beteken 'n nuwe lewe. Vers 3, braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Nou, 'n braakland is 'n land wat voorheen onbewerk was. 'n stuk grond wat nog nooit geploeg is nie. En die Here sê vir sy volk, braak, met ander woorde, breek oop. Maak nie, skoffel uit, maak skoon hierdie land. Verwyder die onkruid. Die tweede gedeelte of die volgende gedeelte, en saai nie onder die dorings nie. Haal die onkruid uit hierdie land uit wat jy nou net omgeploeg het, sodat die saad wat gesaai gaan word in goeie grond sal val. En dit is nou in Josia se tyd wat hierdie volk mee besig was. Josia het al hierdie hervorming ingestel, maar hy het nie al die afgoderry afgeskaf nie. So terwyl daar nou 'n nuwe land besig is om te ploeg, het hulle sulke mooi beddings om al die onkruid gemaak. En sommer daar tussen hulle ook goeie saad probeer saai. Nee. Daardie lewe wat aan die afgode gewy was, moes nie gemaak word, oorgeploeg en skoon gemaak word. Jy weet, en om dit te doen, liewe kind van God, beteken baie keer dat ons heeltemal van vooraf moet begin met die Here. Daardie kinderliedjie, nee, Here Jesus, ek is klein, swak, onkundig en onrein. Ken jy daai liedjie?
Tog ek is die enigste een. Dit beteken om daar te kom en vir die Here sê, Here, ek is swak, ek is onkundig, ek is onrein. Om by dit uit te kom. Daardie bewuste sonde. Daai sonde wat ons hierso wegsteek, hier binne-in, waar niemand dit kan sien nie. Dat ons van dit sal ontslae raak. Dat ons sal bely voor die Here. Efesiërs 4:22 daar tot en met vers 24 lees ons dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. 'n nuwe lewe. 'n lewe wat herskep moet word. Godsdienstigheid wat herskep moet word, wat verander moet word, aangeplakte geestelikheid wat verander moet word in ware aanbidding. 'n nuwe lewe. 2 Korintiërs 5:17. Daarom, en dit is die realiteit. Dis die feit. Hierdie vers is die feit. Skryf Paulus, daarom, as iemand in Christus is, as iemand waarlik in Christus is, nou, dit was nie nodig vir Paulus om vir daardie gemeente te sê, as jy waarlik in Christus is nie, want die voorwaarde om 'n lidmaat by daardie kerk te wees, en ook natuurlik 'n lidmaat van hierdie kerk, die EV Kerk te wees, die voorwaarde is, jy moet waarlik weergebore wees, jy moet 'n getuienis daarvan hê. En dan kan ons hierdie realiteit lewe. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Alles het nuut geword. Nie 'n gedeelte nie. Nie wanneer ek hier by die kerk is en die mense sien my. Alles het nuut geword. As alles nuut geword het, dan kan die kinders van God waarlik leef as nuwe skepsels. Om te begin met God, ons laaste gedagte vir oggend beteken 'n nuwe hart. Vers 4, besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Nou, wanneer Jeremia hier praat van besnydenis, dan was dit maklik, want onthou net, die volk was baie godsdienstig geweest. En dan kon hulle gesê, ja, maar ons is besny. Want dis mos nou die wet van Moses na afdaag, word die kindertjies besny, né? Maar Jeremia praat nie daarvan nie. Hy praat nie van daardie besnydenis nie, hy praat van hulle harte. Hulle harte was nie besny om die Here te dien nie, hulle harte was besny om die afgode te dien. Hulle harte was verhard weens hulle godsdienstige en geestelike hoerery. En daarom moes hulle harte weer besny word, sodat hulle harte gewy kon word aan God. Hierdie verhardheid van hulle harte moes verander word. Wie ken, laat ek so praat, wie weet wat die EE3 is? Ek sien daarom so paar koppe wat knik. As jy nou weet wat die EE3 is, dan weet jy nou daar's 2 diagnostiese vrae, wat jy, as jy nou die program gebruik om die evangeliseer, dan sal 2 diagnostiese vrae wat jy moet vra. Ek het al
lapelletjie of daai dingetjie wat hulle hier vasplak met die 2 vraagtekens. As jy E3 doen, ek het ook so dingetjie ergens. Daai 2 diagnostiese vrae, as jy dit vir mense vra, baie keer vra jy vir die mense, as jy vandag tot sterwe te kom, of sterwe kom, waar gaan jy hemel toe of hel toe? Nee, gaan hemel toe. Baie mense, meeste mense antwoord daai vraag so. Want baie keer is jy nie voorberei vir daai ou wat sê, jong, ek weet nie, ek dink ek sou pad hel toe nie. Maar meeste mense antwoord jou en sê, ek sou pad hemel toe, en dan kom jy met die tweede vraag. Dan sê jy nou, as jy nou daar in die hemel kom en jy staan voor die Here, en die Here vra vir jou, hoekom moet ek jou toelaat in my hemel? Wat sal jou antwoord wees? Mense noem hulle self Christene. Maar wanneer jy gekonfronteer word met daardie tipe vraag, met daardie vraag, waar is jy, waar staan jy voor die Here, dan kom die ware gesindheid na vore. Ja, maar ek's 'n goeie mens, dominee. Ek het in 'n Christelike huis groot geword. My pa was alle jare op die kerkraad, nog beter, my pa was 'n predikant. Of 'n evangelis of 'n sendeling. Ek ken hierdie evangelie van jou. Meneer my hoor nie, ek's right. Ek het my kerk. Sal mense baie keer vir jou sê. Ek het my kerk, ai. Baie mense sal vir jou sê, dominee, daar was 'n reeks dienste gewees. En daardie aand het ek gehuil en ek het vorentoe gaan, ek het my hart vir die Here gegee. Wonderlik. En die volgende dag, die dag daarna en die week daarna, en ergens was daar 'n emosionele oorgawe gewees. Hulle sê, hulle is Christene, maar hulle leef in die wêreld. En hulle leef vir die wêreld. Psalm 51 vers 10 roep Dawid uit, hy sê vir die Here, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Liewe broer en suster, die hart moet verander. 2 Timoteus 2:22 skryf Paulus vir Timoteus en hy sê vir hom, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Saam. Gaan na daai mense toe wat die Here uit 'n rein hart aanroep, sluit by hulle aan. Wees saam met hulle 'n gemeente. Want jy sien hierdie hartsverandering bewerk 'n nuwe lewe. Dit bewerk, dit bring nuwe gemeenskap, nuwe vriende, nuwe oortuiging en natuurlik sal dit nie anders kan as om 'n nuwe getuienis te laat gebore word. 1 Petrus 1:22 As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, hoor nou, ongeveinsde broederliefde. Liewe kind van God, liewe broer van en suster, as ons daar is, gaan Petrus verder. Hy sê, moed. Oorspronklike taal moet. Imperatief. Dit kan nie anders nie. Dit is nie 'n voorstel nie. Dit is 'n opdrag. Moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Harte nie gewy aan diself en die eie ek en wie ek dink ek is nie, maar harte gewy
aan die Here. Vervul met die Heilige Gees van God om die volheid van God se genade te smaak. Ek sluit af. Ons het vanoggend met ons tema om oor te begin met God gesien dat hierdie oorbegin dat dit 'n geestelike tuiskoms vir die kinders van die Here inhou. Wanneer die sonde afgelê word, wanneer vrede gevind word by die Here. Dit bring mee opregte geestelikheid, ware geestelikheid deur volkome heiligmaking. Hoor mooi, sê nie heiligheid nie, sê heiligmaking. Dit impliseer 'n nuwe lewe waar die kinders van die Here sal leef, waarlik sal leef as nuwe skepsels, maar dit beteken 'n nuwe hart. 'n Nuwe hart wat die volheid van God se genade kan smaak, wat die volheid van die teenwoordigheid van God deur sy Heilige Gees kan smaak. Ja, liewe broer en suster, om oor te begin met God beteken dat daar 'n sondebesef sal wees. Dit beteken dat daar opregte berou oor sonde sal wees. Dit beteken dat daar 'n bereidheid sal wees om na die Here terug te keer. Dink jy dat God met u klaar is? En nou wil ek verder gaan, dink jy dat God met hierdie gemeente klaar is? Nee, nog lank nie. Nog lank nie. Baie keer, dan sê ons, my sonde is so groot. Nee, die prys is betaal, liewe broer en suster. Dit is nie nodig om in skaamte weg te kry nie. Dit is nodig om te bely. Al voel dat jy wil eerder wegkry. Ek wil eerder net myself heeltemal onttrek van alles en almal. God wil u terug hê vir sy koninkryk. Ons moet terugkeer, liewe vriende. Ons moet terugkeer na wat Petrus gesê het. Daai teks wat op die bord is. Ongeveinsde broederliefde. Liefde wat nie oordeel nie. Liefde wat nie vinger wys nie. Liefde wat nie skinder nie. En ons moet mekaar vurig lief hê. Jesaja 30 vers 15 lees ons, want so sê die Here, Here, die Heilige van Israel. En hy sê dit vandag vir elkeen van u ook. In terugkeer en rus lê julle heil, julle verlossing, nee? In stil wees en vertroue bestaan julle krag. In stil wees en vertroue. Jesus Christus het aan die kruishout van Golgotha die volle prys betaal vir ons sonde. En die sielevijand sê vir ons, nee, jy kan nie voldoen aan God se standaard nie, liewe broer en suster. Ons sal nooit kan voldoen aan God se standaard nie, maar Jesus het aan die kruis voldoen aan God se standaard vir my en vir u. Sien nie vandag die Here ken jy, sien nie seker is van die saligheid nie. Gaan en raak stil. Maak 'n afspraak met my, ek kom sien jou. Maak 'n afspraak met 'n kerkraadslid, hulle kom sien jou. Maar maak seker.
soek die Here. Liewe broer en suster, miskien het jy eens in jou lewe oorgawe gemaak, maar jy voel dat jy so 'n bietjie weggedryf het van die Here af. Raak stil. Soek die Here. Dat ons daar die woorde van die Here hoor, as jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. Amen. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, o Here, baie dankie vir u kosbare liefde. Here, dit wat u vir ons openbaar het, toe Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het, daardie volmaakte offer gebring het, en o Here, loof en prys ons u naam, en vra, Here, deur die Heilige Gees, om in ons harte daardie oortuigingswerk te doen, daardie krag, daardie instaatstelling te gee, o Here, om terug te draai na u toe, om terug te draai, o Here, en u te dien en u te eer. Dankie vir u guns. Here, dankie vir die goedheid. Dankie, o Here, dat ons kan staat maak op u genade. En Here, help ons om mekaar vurig lief te hê, sodat u verheerlik sal word. Amen.